Jo, ek het lanklaas die gedoen. Ek het nou so 3 keer 'n intro recorder. Ek mors dit elke keer op. Ek het so lank daaroor gechat. Ek is regtig jammer dat daar 'n bietjie van 'n delay was. First of all, is ek swanger, die heeltyd siek, al vir amper 2 maande. Voel dit of ek die heeltyd wil opgooi. So dis great. Ook het ek die podcast mos gerebrand en dit het 'n rukkie gevat en ek wou eers al my ducks in a row gehad het. Ons nuwe naam is Ek, Jy, Ons. Dit is hierdie podcast se nuwe naam, Ek, Jy, Ons met Minke Jacobs. Is ek wat met jou chat, ons praat oor my verhale, jou stories en ons toekoms. Nou so gepraat van jou toekoms, is Kaapstad in jou toekoms. Dis waaroor ons vandag moet chat. The City of Cape Town. Die mooie Wes-Kaap, hier waar die DA regeer. Hier waar die berg is, hier waar Blouberg strand is, hier waar die mooie wynplase is. Wat is die obsessie met die wynplase? Ek het so gegiggel. Ek het vir jou op Instagram gevra, sal jy wil Kaap toe trek? En as jy wil, hoekom wil jy hiertoe trek? Daar het meer as 400 mense vir my gestem, op my gewout, op my poll en gesê, ja, hulle wil hiertoe trek. En ek het verskriklik baie responses gekry oor hoekom die mense hiertoe wil trek. Nie noodwendig 400 nie, maar redelik baie en ek het dit nou vir jou so opgesom in omtrent 12 bullet points. En ek gaan elke liewe een vir jou noem en dan gaan ek my opinie gee oor of ek dink dis waar en of ek dink dis nie waar nie. Die doel van vandag se episode is om net bietjie met jou te gesels oor jou lewe en jou persoonlikheid en waar sien jy jou toekoms heen gaan. Onthou, want maak nie saak hoe oud jy is nie, iewers in jou toekoms gaan daar hopelik 'n lewensmaat wees, daar gaan 'n standvaste werk wees, 10-1 en 9 to 5, let's face it. En hopelik kinders, jy weet, en dan aftrede, daai tipe dinge. Daar's nog so baie fases in ons lewe wat vir ons lê en wag. En spoiler alert, jy hoef nie elke fase van jou lewe in dieselfde plek te bly nie. Jy kan maar 'n bietjie rondspring, maar ons sal daarby ook kom. Voordat ek in vandag se episode dieper indelf en my persoonlike opinies met jou deel, as dit jou offend omdat jy die Kaap love en jy bly al jou lewe lank hier en dis net vir jou die beste plek op aarde, dan is dit fyn. Hierdie is net my opinie. Ek deel net met jou my ervaring. First of all, as iemand wat haar hele lewe in die Vrystaat gebly het, in Bloemfontein groot geword het en toe op die ouderdom van 25. Oh my soul, is pregnancy brain a thing or what is happening? Okay. Ek gaan vandag uit 'n perspektief uit van 'n 29-jarige praat wat op die ouderdom van 25 Kaap toe getrek het omdat sy 'n beter. Wat beteken beter ewen? Meer geld beteken beter meer geld. Nie noodwendig nie. Maar dis wat ek gedink het. En ja, is mos geen potholes nie. Asof dit nou 'n rede is om na 'n stad toe te trek, potholes. Ek weet vir 'n feit dat ek weet daar's baie mense in hierdie land in hierdie mooi Suid-Afrika wat tans daar sit, wat soek na 'n beter toekoms vir hulle self. Ek het ook nog nooit in my lewe in Johannesburg gebly nie. By the way, ek was al in Johannesburg waar ek 'n werksaanbod gekry het en toe gaan spandeer ek net so 2 aande daar. Ek dink dit was Rosebank Sand in daai area. En ek kon nie. Ek het so gehuil daai aand asof die Heilige Gees net vir my gesê het, nee, hierso gaan ons nie bly nie. Hoor, hierdie gaan nie gebeur nie. So ek nog nooit daar gebly nie. Ek weet nie hoe die lewe daar is nie. Ek weet nie hoe duur dit noodwendig daar is nie. Ek dink dit is noodwendig duurder as die Kaap hier. Die Kaap's absoluut ridiculous. As mense vir jou sê dis mal, dan is dit mal. Dit is soos dit wat jy in die Vrystaat betaal, mal 2, 3, maklik, mal 3. Selfs 4 as jy wil huise koop. So nou weet jy, ook nou die dag het iemand vir my gesê my stemtoon in my podcast episodes is baie keer offensive. Ek is jammer, dit is net hoe ek praat. As jy dink ek's baie keer condescending of jy dink ek kom te harsh oor, dan sorry. Ek is regtig jammer. Dis maar net hoe ek praat en nou dink ek aan daai quote, they can't handle the truth. Waar kom dit vandaan? Laat ek dit gegoogel. Okay, nee, ek het nog nooit 'n movie gekyk nie. Ja, okay. Anyway, so nou as ek met jou praat, is dit my waarheid. Dit hoef nie altyd joune te wees nie. Hier is 'n comment section op meeste van hierdie platforms en as jy van die episode gehou het, sal ek 'n review ook waardeer. So ek is 'n plattelandse meisie eintlik, evenal though ek dit nooit admit het nie, maar as jy Bloemfontein met die Kaap vergelyk, is dit pretty much maar plattelands, okay. Niks fout daarmee nie. Teendeel verkies ek dit. Hierdie is eintlik dalk 'n topic van 'n ander dag, maar ek het nou baie vinnig daaraan gedink toe ek nou so gepraat het oor loopbane en hoop vir 'n beter, meer geld en wat beteken dit nou eintlik. Ek nog altyd gesukkel met die definisie van sukses, né? Maar hier is dit baie eenvoudig. Wessel het dit vir my gesê. Soos ek soos, oh wow, okay, dankie. Nou maak dit baie sin.
Al wat sukses is 'n measurement van hoe ver jy gekom het om jou doelwit te bereik. Dis al wat dit is. Onthou as jou doelwit is om 'n goeie ma te wees, maar jy het 'n leë bank account, dan is jy suksesvol, want dit was jou doelwit. Verstaan jy? Dis regtig so eenvoudig. As jou doelwit, korttermyn of langtermyn, is om 'n werk te kan kry. Jy kan eintlik nou enige voorbeeld hier insit. Wat ook al jou oogmerk is en jy behaal dit, dan was jy suksesvol. So mense wat se doelwit is om R1 miljoen te maak oor volgende 2 jaar en hulle behaal dit, hulle is ook suksesvol, ja, want dit was die doelwit en hulle het dit gehaal. So wat ook al jou doelwit is, as jy dit behaal, is jy suksesvol. En ek dink dit moet ons almal se definisie van sukses wees. En ek sê dit want dit gaan baie belangrik raak in hierdie episode wanneer ek begin praat oor jou as individu en jou persoonlikheid en wat sien jy vir jou toekoms. Net om jou 'n behoorlik perspektief te gee oor hoekom ek gaan sê in hierdie episode. Hierdie is hoe my lewe verloop op 'n daaglikse basis. Okay? Ek staan 6 uur op. Ek moet op die laaste 8:45 by die werk wees. My werk is so 35 kilos van my huis af. Ek werk in the city of Cape Town, soos hier by die berg. Ek kyk nou vir die berg. Dis waar ek werk. Waar ek bly is nader aan die wynlande se kant toe. Ek bly in die noorde. Nie Stellenbosch nie, eentjie voor Stellenbosch. So dit beteken ek's bevoorreg genoeg om beide wêrelde te ervaar. Ek ervaar die noordelike voorstede, daar waar baie Afrikaanse mense na heen toe trek. Dis moenie 'n fout maak, nie net Afrikaans nie, maar Durbanville, Bellville, Brackenfell, daai areas, daai kant toe bly ek. En dan ervaar ek ook die baie Engelse City of Cape Town elke dag. So as ek vir jou perspektief bring, is dit iemand wat al twee ervaar. Dit gebeur bitter min dat jy werk baie naby aan waar jy bly. Dit is die ideaal. Dit beteken jy hoef nooit in traffic te sit nie. Ek dink ook net dis belangrik voor jy 'n groot besluit maak soos Kaap toe trek. Leer net oor die geografie van die Wes-Kaap. Daar's 'n groot verskil tussen die stad, die berg, die see en Stellenbosch en die Parel en Woester en daai plekke. Dis nie dieselfde ding nie. Dis heeltemal verskillende wêrelde. Heeltemal verskillende leefstyle. Heeltemal verskillende mense met verskillende verwysingsraamwerke. Okay, so dan's ek 6 uur staan ek op, 7 uur ry ek 8:45. Ja. 8:45 kom ek by die werk aan. Op 'n goeie dag 8:30. Ek sal sê op average sit ek so 1 uur en 'n half elke dag, elke oggend in verkeer. Ek is gelukkig genoeg dat ek 1 uur weer huis toe kan ry. So ek sit nie in die middagverkeer nie. As ek tot 5 uur toe gewerk het in die stad, het ek weer 'n uur en 'n half in verkeer huis toe gesit. Dis 3 ure traffic in en traffic uit. En 30 km klink dalk vir jou ver, maar dit is nie so erg nie. Maar die verkeer is nog steeds baie erg. Ek het vandag Saterdag toe ek ingery het dit my, ek dink 28 minute gevat, want daar was geen traffic nie. Dit is so 'n halfuur. Maar sit traffic by, dan sit sommer 'n uur ekstra. En ek sê what the hell. Anyway, okay, so ja, dan begin my radio show 9 uur, 1 uur is ek klaar en dan is ek weer so 2:15 is ek by die huis. Dan is dit tyd vir my side hustles. Dan doen ek my side hustles. As ek stemwerk het om te doen, dan doen ek dit. As ek podcast preparations het om te doen, dan doen ek dit. As ek meetings moet hê, dan doen ek dit. Tot en met so 4 uur en dan 4:30 as ek nie siek is van pregnancy nie, sal ek 5:30 tot 5:30 gaan oefen. En dan 6 uur begin aandete maak en 8 uur byvoorbeeld eet. En dan sal ek graag tussen 9 en 9:30 soos in die bed wil wees om 10 uur te kan slaap. Anders gaan dit nie baie goed met my die volgende dag nie. As 'n buitestander verstaan ek dat jy dalk kan dink, ja Menke, maar dis 'n lekker lewe. Jy kom en gaan net soos wat jy wil en jy oefen so lekker en jy werk eers 9 uur en jy kan 1 uur al huis toe gaan. Maar tog bevind ek myself baie gereeld in 'n bitter, gefrustreerde by. En ek stem met jou saam dat ek bevoorreg is in my loopbaan. Ek deel net met jou my gedagtes want ek ag jou as 'n vriend. Tog vind ek myself baie gereeld baie geïrriteerd. En dan ondankbaar, to be quite honest. Gelukkig kan ek 1 uur en 'n half elke dag praise and worship. En daar vertel die Heilige Gees my baie dinge. En dan is ek so dankbaar vir my great lewe. Kyk Here, ek sien die berg. Yay, all smiles as ek by die werk aankom. En dan hier van 12 uur af dan gaan ek hier so dan moet ek weer baie mense face in die verkeer en ek moet
Ek dink ek het net so baie verander na COVID. Soos ek wil kind of net my eie space hê. Jy weet, vroeër in Bloemfontein kon ek kies met hoeveel mense ek omring wil wees. Jy weet, ek kon kies om na 'n vriendin toe te gaan. Hierso word jy konstant gekonfronteer met so baie mense en dan voel dit vir my ek het nie regtig gesê daarin en dan begin my agterend te juk. Jy weet, dan sê ek soos, I don't like it. So dis hoekom ek sê jou persoonlikheid speel 'n baie groot rol in waar jy gaan bly. As jy 'n groot sosiale vlinder is en jy maak baie maklik vriende, dan is die Kaap 'n plek waar jy heel moontlik gaan goed doen en jy gaan dit baie geniet. En mense verwys altyd na die Kaap onthou as ek sê die Kaap, praat ek van hier by die berg. So, Newlands, Constantia, Groenpunt, Seepunt, Middestad, Blouberg, nog so 'n bietjie Milnerton, Century City, dis Kaapstad. Stellenbosch en Parel, selfs Durbanville wil ek amper sê is nie regtig Cape Town nie. Dis nie die stadservaring nie. So as ek sê Kaapstad, verwys ek na die buzz hier in die city. Hulle sê altyd die Kaap is klikkie, maar ek het dit nog nie klikkie ervaar nie. Hoe ek dit net ervaar het is, jy moet goed wees in vriende maak. Mense, Kaapenaars is, as ek sê Kaapenaars, verwys ek na mense wat hier groot geword het, hier skool gegaan het, hier geswat het en nou hier werk. Of al 10, 20 jaar hier bly. Kaapenaars is nie klikkie in my opinie nie, hulle is baie bereid om met jou vriende te maak, maar jy moet daai inisiatief neem. En as jy goed is daarin, dan gaan jy probably daarvan hou om hier te bly. Vriende maak ons net nog nie vir my altyd baie maklik nie. En dan nou, so dis my weke, en as ons kyk na naweke, ek het nie baie vriende in die Kaap nie. Meeste van my vriende is my man se vriende se vrouens byvoorbeeld. Ek het hier en daar by die gym het ek my eie vriendinne gemaak. Dit het ook lank geneem, maar ek het vriendinne gemaak. Ja, dis nie soos dit was in Bloemfontein nie. Even though I love them, en ek sal nooit sleg van hulle praat nie, dis net nie daai close relationships nie. So jy moet vir jouself vra, hoe tipe vriend is jy? Hoe tipe mens is jy? Is jy 'n mens en jy love mense? Dan gaan jy van die Kaap hou. En dan sal ons seker so 2 keer 'n maand sosiaal verkeer. Soos 'n braai of 'n koffie of so iets. My sosiale lewe is nie packed nie, maar dis as gevolg van my own doing. Dis omdat ek nie altyd lus is om so ver te ry nie. Ek dink dis die ding. So my ma hier kom kuier ook, dan vra sy vir my, maar julle bly by die see, hoekom gaan julle nooit see toe nie? Die berg is net daar, hoekom gaan julle nie daartoe nie? Dan moet ek gewoon mooi laat verstaan dat, ek nou net vir jou gesê, ek sit elke dag 1 uur en 'n half en dan weer 40 minute in verkeer. Dis meer as 2 ure elke dag van my lewe sit ek in 'n kar. Ek is nie lus om op my Saterdag, my mooie Sondagoggend, in 'n ry te gaan staan om by die strand te moet parkeer nie. Want daar is altyd rye. Jy moet altyd 'n reservation maak. Daar is altyd baie mense. Jy moet altyd jou rit beplan sodat jy traffic mis. Anders gaan dit onaangenaam wees. Jy moet altyd jou roetes beplan dat jy op die regte tye op die regte plek is. Jy gaan altyd in 'n ry staan. Veral op somersaktiwiteite. En ek klink nou vreeslik pessimisties, maar dit is die realiteit. Weereens, as hierdie tipe goed jou nie pla nie, jy dink ook dalk, nee, ek is nie so erg om in 'n ry te staan nie, man, ek staan, hou my ver staan ek 2 dae lank in 'n ry en ek's fine daar. Ek kan mos hier vir 'n halfuur op Blouberg parkering soek. Jy gaan dit vir die eerste 3 kere wil doen, soos ek gedoen het in die eerste jaar hier in die Kaap, net randomly op 'n Woensdag strand toe gegaan. Nou, daar's nie 'n manier dat ek dit nou gaan doen nie. En mis ek net daai 2:15 sweet spot, dan sit ek in traffic. Vir nie hoe lank nie, maar vir 'n uur. Dit is die realiteit van die Kaap bly. En onthou die Kaap is groot. City of Cape Town is groot. So jy ry op en af. Nou die dag toe praat ek ook met my pa, toe vertel hy oor hoe lekker hulle byvoorbeeld ons sportswedstryde kon bywoon. Ons Liga games kon kyk het toe ons op laerskool was en hoërskool. Maar dit was omdat my pa 15 minute van my skool af gewerk het. En dit was aan die ander kant van die stad wat hy gewerk het, maar dit om 15 minute gevat om tot by Laerskool President Brand te ry. Hier gaan dit nie gebeur nie. As ek tot 1 uur in die stad werk, my show tot 1 uur doen, en my kind kom 1 uur uit en sy speel, hoe dan gewoonlik 'n halfuur vir, op die vroegste speel sy 1:30, halfuur na die skool uitgekom het, speel sy haar Liga game. Ek gaan nie daai game maak nie. Ek kan jy weet, ek gaan nie daai game maak nie. Veral nie as sy op laerskool is en dit is seker lekker kort. Wat sê rugby?
billetjie rugby. Ek gaan nie my seentjie se billetjie rugby game maak 2:30 nie. Daar's nie 'n manier nie. Is te ver. Is te veel traffic. So dit is die realiteit en dis hoekom dit baie keer vir my moeilik is nou dat ek swanger is en ek begin dink aan my kinders en hoe betrokke ek in hulle lewens wil wees. Lyk die situasie heeltemal anders. Okay, hierdie is nou al baie lank en ek het nog glad nie uitgekom by die bulletpunte wat die mense op Instagram vir my gegee het nie. So amper 400 mense het op Instagram vir my gesê hulle wil intoe trek. Ja, en net gou, daai 400 mense, as jy van plan is om te trek nou. Trek môre, pak nou en wees môre in die Kaap. Want die infrastruktuur hierso gaan nie al die mense kan absorbeer nie. Kan nie hierdie influx van mense hanteer nie. Daar's nêrens parking nie. En die highway het desperately nog 'n baan nodig. Sjoe, stadsbeplanning. Ja, nie vir my nie. Anyway, so my voorstel is dat jy so gou as moontlik trek want die huise gaan net duurder raak en dit gaan net vir ons, mense my en jou ouderdom, gaan net vir ons moeiliker en moeiliker raak om die eiendomsmark te betree. Dis een van die redes wat ek nie 'n huis in die Kaap wil. Dit is duur. Dis super duur. Ek weet nie hoe gewone middelklas mense soos ek spaar en eiendom koop nie. En as ek sê eiendom, ek wil nie 'n apartment hê nie. Daar's nie nou vir my 'n punt aan net 'n een slaapkamer apartment koop nie. Ek wil 'n ordentlike of 'n groot genoeg woonstel koop of 'n ordentlike huis. Jy gaan soos niks anders kan doen nie. Behalwe as jou pappa super ryk is. Ek ken nie jou omstandighede nie. Onthou ek praat nou altyd net kind of van myself. As jou pappa soos 'n miljonair is en hy kan vir jou 'n huis koop in Durban wil, doen dit. Maar vir die res van ons wat nie miljonêers is nie, ek sê nie dit kan nie gedoen word nie, maar dit gaan baie sacrifice van jou vat om byvoorbeeld eiendom hier te koop. As jy middelklas is soos ek. Jou beleggings, dink jy gaan hulle eers moet stop. Jou karpaaiement, 2 karpaaimente in een huishouding en 'n huispaaiement. I don't know. Dan moet jy amper 'n R200,000 gesamentlike inkomste in 'n huis hê, my opinie. As jy 2 karpaaimente en 'n huispaaiement en jou savings wil doen en jou kind in 'n ordentlike skool sit. Kom ons kom by die lysie uit vir redes wat mense vir my gesê het hoekom hulle graag wil Kaap toe trek. Hoekom hulle dink is so great hier. Eerstens, ek gaan elkeen noem en dan gaan ek net so klein dingetjie bysit van wat ek dink, wat my persoonlike ervaring hier is. Weereens, dis nie almal se ervaring nie. Voor jy trek, maak seker jy praat met meer mense as net my. Ons mense met ander ervarings. Maar ek wil graag net vir jou my raw and real experience gee, dat dit nie altyd so lekker is nie. Ek dink net 'n lewe byvoorbeeld in Bloemfontein is baie eenvoudiger, minder kompleks. En hoe ouer ek word, hoe meer hinker ek na dit. Minder komplikasies, minder drama, minder issues oor hoe gaan ons nou dit doen, hoe gaan ons, tyd, geld, kinders, skool, werk, traffic. Ek sê nie ons het nie daai probleme in Bloemfontein nie, maar is definitief op 'n baie mindere mate. So die nommer 1 rede hoekom mense op my Instagram wil Kaap toe trek, is hulle sê hier's baie aktiwiteite om te doen en 'n groot verskeidenheid aktiwiteite. Jy gaan nooit verveeld wees nie. Okay? Hier is baie aktiwiteite om te doen, korrek. Ek sou sê dit is so, as ek dit moet opdeel in terme van geld, is so 60% daarvan gaan jou geld kos, meer as R100 tot en met R1000 om te doen. En vir 40% daarvan sal onder R100 wees, wat in Kaapse terme basically verniet is. En dan is natuurlik 100% vir free aktiwiteite, soos om die blok te gaan loop. Dan praat Susan 50 responses van die wynplase. Ek verstaan nie die obsessie met die wynplase nie. Het ons 'n drankprobleem? What happening? Nee, ek verstaan die obsessie met wynplase, ek was presies dieselfde. So die wynplase, en ek dink dit is baie keer verwar die mense die Kaap vir 'n holiday destination versus om te bly. Die Kaap is 'n fantastiese holiday destination. Regtig dit is. Maar om te bly is heeltemal 'n ander ervaring. That being said, ken ek ook baie mense wat elke tweede naweek na 'n wynplaas toe gaan en smash draak. So die wynplase is cute en al, maar dit is definitief nie 'n rede om Kaap toe te trek nie, ek kan jy beloof. En hierdie een, nommer 3. Die leefstyl is meer relaxed. Daar is hierdie idee dat Kaapenaars altyd laat is en min omgee en net soos hierdie hippies is en net soos relaxed is die hele tyd. Ons is altyd laat want ons altyd traffic. Dit is die rede hoekom ons altyd laat is. En wat baie interessant is actually is, as jy traffic as 'n verskoning gebruik, verstaan almal. Altyd. Nee, ek verstaan, ja, traffic's baie erg by N1. So daai kaart werk baie goed. Maar ek dink daar's bietjie van 'n miskonsepsie. Uit my ervaring met die mense en die kollegas met wie ek op 'n daaglikse basis praat oor hulle lewens, 80% van ons is verskriklik tens.
verskriklik. Want hoe gaan ons alles betaal? En ek moet weer in traffic sit. En ook net alledaagse goeders waaroor jy byvoorbeeld stres in Bloemfontein, waar jy sal stres in Joburg, waar jy sal stres in PE, wat dit kom by jou gesin en jou gesondheid en so. Vat net daai, sit dit in die Kaap en sit finansiële druk ook daarop. Dis waar ons is. So as dit kom by relaxed, nee, ek dink nie so nie. As jy sê ons het beter leefstyle, maybe. Ek dink wel Kaapenaars ons nou kan bly op die leefstyl. Ek dink mense hier het baie geld, baie van hulle. En ek dink hier's baie toegang tot baie gesonder leefstyl opsies. Baie buitelug goeders wat mense doen. Vegans en vegetarians het baie opsies hierso. Byvoorbeeld ek wat van raw milk hou, is definitief toegang tot baie gesonder opsies. Dis waar. Mense wat op die promenade draf 10:00 die oggend, want hulle werk nie. Sê net, ek wil net hê jy moet een ding verstaan. Dit is die prentjies wat jy sien op Instagram, dit is nie die realiteit van 90% van die Suid-Afrikaanse middelklas mense wat in die Kaap bly nie. Nog minder die laer inkomste groep mense. Dit is nie die realiteit vir meeste van ons nie. So moenie dink jy gaan hier toe trek, 'n R30,000 se salaris verdien en 10:00 die oggend op die promenade kan draf nie, maar jy bly in Durban wil nie. Behalwe, as jy in die stad werk, jou R30,000 'n maand kry, in Durban wil bly, maar jy wil baie graag op die promenade draf by die see. Dan kan jy 5:00 na jy gewerk het, dan kan jy gaan draf tot 6:00, dan kom jy by die donker, in die donker 7:00 kom jy by die huis. Dan moet jy begin kos maak as jy soos ek is. Sterkte. Waaroor ek wel dankbaar is hier's baie sekuriteitskomplekse. En dis nie soos in Bloemfontein byvoorbeeld, waar daar net 'n paar is en dit baie duur is of amper onbekostigbaar is vir die inwoners van daai dorp of stad nie. Sekuriteitskomplekse is redelik algemeen. En dis ons bly byvoorbeeld in een. Nie 'n super fancy een nie, 'n redelike normale een. Maar wat ek dankbaar is daarvoor, daar kan ek nogals in daai kompleks lekker stap en draf. So dit is moontlik om jou lewe hier vir jouself so lekker en mooi as moontlik te maak. Dis definitief moontlik. As jy 'n go-getter is en jy is iemand wat graag inisiatief neem om jou eie lewe te verbeter, dan kan jy doen. En hier's nou ene waarmee ek absoluut glad nie saamstem nie. Dit sê, a healthy work-life balance. Dit is wat mense dink ons in die Kaap het. Nie naastenby nie. Ten minste nie die weer eens gewone middelklas mense soos ek nie. En as ek nou, jy moet jou praat, kan ek die kollegas so in my kop sien, ek kan die vriende in my kop sien, hoe ontsettend hard hulle werk. Hoe lang ure my entrepreneurvriendinne moet werk. Ek dink nie, mense wat in die Kaap bly, so work-life balance is beter as mense wat in Bloemfontein, PE, kleiner dorpies, Kroonstad, Kimberley. Ek dink nie dis beter nie. Ek weet nie hoe lyk dit in Joburg nie, jy moet maar vir my sê. Elke liewe vriendin, kennis, wat ek nou al hier gemaak het, wat kinders het, sê vir my, Minka, I wish I could just quit my job so that I have time for my kids. Minka, I wish I could be an entrepreneur so that I can have time for my kids. Minka, I wish I could spend more time at home. Mense in Bloemfontein, my ouers, wat my ma se juffrou, en my pa het redelik, ek sal nie sê heeltemal corporate nie, maar hy is in die mediese veld. Hulle het 'n 10 keer beter work-life balance as ons in die Kaap. Nommer 6 is die DA. Jep, hulle doen 'n baie goeie werk met die beskikbare resources wat hulle hier het, 100%. Die paaie is mooi, alhoewel ek nie glo dit 'n rede is om jou lewe op te pak in 'n ander dorp en net intoe te trek vir potholes nie. Vullisverwydering is goed, ja, in die bevoorregte omgewings. Veilig, dis my baie moeilike een, want onthou hierso in die Kaap het ons 'n baie groot probleem met gang violence, byvoorbeeld. Ek voel veilig as ek in my woonbuurt, in my sekuriteitskompleks, gaan stap in die aande met my hond. Ek voel veilig. Maar, dan gebeur wat verlede week gebeur het, en dan word daar op een aand 6 mense doodgemaak in die woonbuurt langs my. En die aand daarna nog 3. Dis 9 mense in 2 dae, wat in die woonbuurt langs my, dit is ook die woonbuurt waar ek my naels gedoen het vir 'n jaar lank. Daai woonbuurt is daar 9 mense doodgemaak. So,
Nou die dag toe sien ek ook, ek weet nie of jy daai video op die internet gesien het, die van die kaal man wat hier in die middestad van die Kaap, wat soos ek werk basically in die middestad, geweer van 'n polisieman afgehaal het en soos bullets gefire het net soos op die grond. Is dit veilig? Ek dink die logiese redenasie daar agter. En ek wil nie polities raak oor hierdie nie, maar ek dink een van die redenasies kan moontlik dalk net wees, hoe meer mense bymekaar, hoe groter waarskynlikheid is daar vir konflik. Reg? Want dis baie mense in die Kaap. Al hierdie omliggende areas. Hier's baie mense. So hoe meer mense hier is, hoe groter is die waarskynlikheid vir konflik en geweld en misdaad. I don't know. Ek het lanklaas wiskunde gedoen. Maar dit was net vir my interessante gedagte. So die DA doen 'n goeie werkie met hulle beskikbare resources. Ek moet vir hulle dit gee. En die DA is ook die rede dat hier so baie mense in die Wes-Kaap intrek. Daai influx van mense veroorsaak dat die Kaap onbekostigbaar raak. Hier's 'n baie groot gesprek aan die gang. Hy kom en gaan maar so in terme van sy relevance, maar baie groot gesprek oor die hoeveelheid toeriste en buitelanders wat hier kom werk. Soos daai digital nomad mense. Soos hulle, dis asof sekere dele in die suide van die Kaap, daai areas raak so onbekostigbaar duur, want is asof hulle net cater vir buitelanders. En dis vir ons wat hier bly, ons is soos, maar ons kan dit letterlik nie meer bekostig nie. So dis moeilik, dis 'n ander gesprek en 'n baie dieper debat, want dis natuurlik investering in die stad in, as buitelanders hier kom geld investeer, maar waar trek ons die lyn tussen wat maak ons nou die pryse en wie moet dit kan bekostig en wie nie? Verstaan jy, want 'n Amerikaner kan baie meer bekostig met sy dollars as wat ek kan met my rande. Want nou as ek sekere goeders vir jou uitwys, is omdat dit drasties anders is as waaraan ek gewoond is in Bloemfontein. Dis al hoekom dit vir my iets is om te bespreek, want dit is nie waaraan ek gewoond is nie. En as jy Kaap toe gaan trek van 'n kleiner plek af, is dit ook goed wat jy gaan raak sien en vir jou of 'n probleem kan wees of glad nie gaan wees nie. Alles werk en is skoon. Dis punt nommer 8 wat iemand op Instagram gemaak het. Alles werk. Okay, wat is alles? Bedoel jy soos die government dienste wat aangebied word? Dit werk, soos ek dink die publieke transport hier is nie altyd so veilig soos jy sou dink nie, maar is beskikbaar en ek het dit al gebruik. Soos die bussies wat ry. Taxi's is maar presies dieselfde hier. Regtig, inteendeel ons het erger want hier's meer. Wat nog werk is robotte. Ja, okay, robotte werk. Partykeer is daar hier en daar een uit, maar hy word vinnig reggemaak. Jy is reg as jy dit sê, ja. So ek sou sê die infrastruktuur werk so ver as moontlik in die bevoorregte areas. Ek moet net dit elke keer bysê want dit is ook 'n groot gesprek in die Kaap. Daar's baie areas wat minder bevoorreg is en ek kan nie sê wat die rede daarvoor is. Ek kan nie vingers wys en speculate oor wat die redes is nie, want ek het nie 'n idee nie. Maar daar is areas wat nie gediens word, soos my area by my huis gediens word nie. So dit hang af waar jy bly. Dit hang af wat jy kan bekostig. Dit sal bepaal wat se dienste aan jou gelewer word. Dis ongelukkig so. Want hierdie bussies ry nie na al die areas toe byvoorbeeld nie. Maar daar's baie waartoe dit nie ry nie. En dan kan jy byvoorbeeld nie van dit gebruik maak nie. Iemand het gesê die weer is altyd great, want jy was probably nog net in die somer hier. Lag eintlik vir myself, want ek is hierdie groot liefhebber van reën. Ek het altyd vir die Here gebid, Here asseblief kan dit reën op my verjaarsdag, nou Bloemfontein. Kan asseblief reën op my verjaarsdag? En dit het. En toe ek hier toe kom, sê ek soos, ek love reën, ek kan hierdie winterreën in die Kaap hanteer. Ek kan nie. Selfs ek het bietjie meer Vitamiin D nodig as dit. Hoor, 2 jaar terug se winter was verskriklik. Ek dink is dit 2024? 2024 se winter, sorry, laas jaar. Dit het elke liewe dag gereën. Van Junie, Julie tot die hele Augustus. Dit was regtig erg. En reën is cute en als as jy drizzle en lekker cozy by jou kaggel sit of soos op Pinterest en 'n boek lees. Maar wanneer dit sleg raak, is wanneer jou honde heeltyd jou huis vuil maak. Wanneer jou tuin die heeltyd verspoel. Wanneer die paaie gevaarlik raak om op te ry. En ek moet elke dag 35 maal 2 kilometer ry. Dis scary. Dit raak regtig scary. Gepraat van karre, hier is die ander ding. Onthou in die Kaap gaan jy
baie verder afstande ry. Definitief. Ek kan jou 'n brief gee nou, geld daarop sit. Jy gaan baie verder afstande ry. Dit beteken jou petrol. In Bloemfontein was my petrol so R1000 'n maand. Dit is nou 2.500 rand. Dis my petrol. OK? Die slytasie op jou bande. Jy gaan vinniger jou bande moet vervang. Jou dienste gaan al hoe vinniger en vinniger kom want jy sit meer kilometers op jou kar. Hierdie is al die goedjies waaraan mense nie noodwendig dink as jy budget voor jou te trek nie. Nee man, ek kan met hierdie geld, ja, is fyn. Maar jy het heel moontlik staat gemaak op jou Bloemfontein of jou Kimberley petrolverbruik. Maal daai met ten minste 2.5. Dis wat jy hier gaan betaal. En dan nommer 10 praat oor veiligheid. Ek het nou al oor veiligheid gepraat. Ek het nog nie gevoel my lewe is in gevaar in die Kaap nie. Maar gaan ek ook vir jou sê, ek het nog nooit in Bloemfontein gevoel my lewe is in gevaar nie. So, maak my dit wat jy wil. Nommer 12 sê, alles is lekker naby aan mekaar. As jy sê, alles is lekker naby aan mekaar, vermoed ek dat daar waar jy nou bly, is dit nie die geval nie. Want dan is dit vir my vreemd. Want soos, gewoonlik het 'n neighborhood 'n winkel en 'n petrolstasie. Dis maar eintlik al wat jy nodig het. 'n Skool sal dit nice wees. Maar miskien nie noodwendig in elke liewe neighborhood 'n skool hê nie. Maar miskien sal jy hom naby 'n rig wil hê. Dit is in die Kaap die geval, ja. Maar dit is meer so in Bloemfontein die geval. Dit is meer so in Kimberley die geval. Daar is dit nog nader aan mekaar. Maar as jy dalk op 'n plaas nou bly, kan ek verstaan dat dit vir jou sleg is as jy moet soos ek weet nie hoe ver moet jy dorp toe ry nie. Ek weet wat se nommer ons nou by is nie, maar die volgende een sê hier's lekker inspirasie vir kreatief wees en werk. Ek gaan sê ja. Dit is die waarheid. Dit is 100% die waarheid. Ek dink wel ook mense is hier geforseer omdat hulle nie noodwendig finansiële aan 'n keuse het nie. Wat nie altyd 'n slegte ding is nie. Nou, nie alles wat ek sê is sleg noodwendig nie. Net omdat dit my stemtoon so klink, beteken nie ek sê dit is sleg nie. Volgende punt is iemand het gesê almal lyk altyd happier. Dis heeltemal onwaar. En daai stupid cliché quote wat sê you take yourself wherever you go. En dis die waarheid. Jou depression en jou anxiety gaan nie verdwyn as jy Kaap toe trek nie. Inteendeel gaan jou angs meer raak. Want dis wat ek in myself ervaar het. Ek het nie depressie gehad toe ek hier toe getrek nie. Ek het nog steeds nie. Ek bedoel net jou angs. Dit gaan nie verdwyn as jy in die Kaap begin werk nie. Teendeel, dit gaan meer raak. Dis wat my ervaring was. Ek gaan vir jou vertel hoe die druk op my loopbaan en wat ek in mense rondom my ook raak sien binnekort. En dan laaste maar nie die minste nie, ook 'n punt wat iemand op Instagram gemaak het was hulle het net gesê Afrikaans en die kultuur. So ek neem aan jy verwys na die Afrikaanse kultuur. Ek wil ook vir jou sê nee. Nie meer en meer trots as wat ek in Bloemfontein ervaar het nie. Inteendeel, omdat ek werk in die stad. Stad is nie Afrikaans nie. The city of Cape Town, onder hierdie berg, is nie Afrikaans nie. Ek sê nie hier's geen mense wat Afrikaans praat nie, maar jy kan nie City of Cape Town toe trek vir die Afrikaanse kultuur nie. Dit gaan glad nie werk nie. Inteendeel, het ek meer van die moslimkultuur geleer in my tyd hier, as wat ek blootgestel was aan Afrikaanse kultuur. Niks fout daarmee nie, ek sê net vir jou wat die realiteit was van my ervaring. Onthou, daar's 'n verskil tussen die Parel is redelik Afrikaans. Stellenbosch, dink ek ook is redelik Afrikaans. Woester, dalk ook. Daai wynland areas, daar's nou obviously nog dorpies, voorstede wat ek nou daar kan noem. Daar is dit redelik Afrikaans. Maar dit is nie die Kaap nie. Jy moet distinguish tussen die Kaap en daai voorstede, dorpies. En om werk te kry in Stellenbosch, vir iemand soos ek, wat nie 'n ouditeur is nie, wat nie 'n prokureur is nie, wat nie 'n dokter is nie, wat nie kan praktiseer op my eie nie, dit gaan nie baie maklik wees om in Stellenbosch self 'n werk te kry en daar te bly nie. Selfs met die Parel. Ek sê nie is onmoontlik nie, asseblief give it a go, ek gun dit vir jou, ek dink dit is nogals lekker, veral in die Parel. Stellenbosch is bietjie anders, want dis vir Bloemfonteiners oor die algemeen, en ek dink enige plattelandse persoon van die Vrystaat of die Noord-Kaap, Noordwes, daai area, ek dink is vir ons moeilik om in Stellenbosch aan te pas, want ek gaan net sê soos dit is. Die mense in Stellenbosch is baie ryk, en jou leefstyl en jou verwysingsraamwerk van hoe jy groot geword het, is nie dieselfde as hulle se nie.
Dit gaan vir jou moeilik wees om vriende met hulle te maak. Ek sê nie dis onmoontlik nie, maar jy gaan voel jy kan nie met hulle identifiseer nie. So as jy bedoel kultuur, as in Afrikaanse musiek, bokke, sokkie, ja, sure, maybe dan Parel Stellenbosch se kant toe, maar julle waardes, dink ek nie is presies dieselfde nie. En ek sê nie die een is sleg en die ander is beter en die een moet verbeter en die ander een moet asseblief net, dit gaat wat ek sê nie, ek sê nie dis nie dieselfde nie. Dit is my persoonlike opinie. Ek wil net hê jy moet weet waarvoor jy jouself inlaat, voor jy 'n groot besluit neem, soos trek, en jou hele lewe intoe skuif, praat net met mense. En ek wou vir jou gesê het oor soos my loopbaan veral, en ek dink is vir baie mense ook hier, veral, ja, ek dink is almal, ek wil nog sê het veral vir professionals, soos accountants en sulke mense, maar ek dink is pretty much vir almal so, want ek het al baie gesprekke weer eens met kollegas gehad. Ek sê my kollegas, want hulle is almal vrouens, wel almal nie, maar die wat met die ek chat, en hulle is min of meer so oud as ek, tussen die ouderdom van 25 en 35, en daar het ek baie goeie en baie kollegas, en ek praat baie gereeld met hulle, en hulle ervaar presies dieselfde as ek, en hulle werke is byvoorbeeld nuuslesers, ek is byvoorbeeld on air op die radio, hulle werk dalk in office administration, hulle werk in bemarking, hulle werk in graphic design, en hulle werk in digital marketing by die radiostasie waar ek is. So dis lekker ietsie van almal, korrek? En ek kan dieselfde ding in ons almal raak sien. En ek dink dit het te doen met die druk wat daar ekstern op ons geplaas word, omdat ons 'n spesifieke leefstyl in die Kaap wil handhaaf. Al hierdie goeders wat jy nou genoem het, ons almal wil al daai goeders doen. Ons almal het 'n droom om al daai punte te leefstyl, ons wil dit doen, ons wil die aktiwiteite geniet, ons wil 'n lekker huis hê, ons wil veilig wees, ons wil ons kultuur hê. Ons wil al daai goeders graag hê en dan die druk wat van buite af geplaas word om dit te kan bereik, ontaard in druk wat ons op onsself plaas om konstant te wil en moet beter wees die heeltyd wat jou loopbaan aanbetref. En ek dink is veral waar vir mense soos ek wat 'n kontrakteur is. Maar dit is definitief vir ander ook waar. Definitief. Maak nie saak wat se industrie in is nie. Dit gaan heeltyd vir jou voel of jy moet beter wees. Ek moet tog net 'n beter werk kry. As ek net kan verbeter. As ek net kan dit, as ek net by daai maatskappy kan werk, dan kan ek hierdie R1000 ekstra hê, dan kan ek hierdie meer doen, dan kan ek hierdie eerder bekostig. Okay, en verwyder net gaan geld uit die equation uit. Daai druk is nog steeds daar, want jy voel asof jy hierdie image moet uphold in die Kaap. Want daar word van Kaapenaars verwag deur mense in die ander provinsies om 'n spesifieke leefstyl en image uit te straal. Dis ek weet nie of ek al vir jou genoem het nie, maar byvoorbeeld ek wat radio doen. Mense van buite as hulle my voorbeeld 'n rukkie terug gesien het, sal hulle vir my gevra het, "Okay, maar wanneer doen jy TV? Okay, maar wanneer doen jy nog 'n podcast? Okay, maar wanneer doen jy nog 'n show? Okay, maar wanneer skryf jy 'n boek? Okay, maar wanneer dit? Okay, maar wanneer dit?" Dan sê ek soos nooit. Gelukkig het ek toe nou TV gedoen en ek het nog 'n podcast episode skryf en ek wil nog 'n boek skryf. Sien jy? Maar dan moet ek myself vra, wil ek dit doen? Of wil ek dit doen om 'n sekere image van 'n Kaapenaar te kan follow? Jy sien, trek is nie net trek nie. Jy trek na 'n plek toe, maar jy trek na sy mense toe, jy trek na sy verwagtinge toe, en jy trek na sy leefstyl toe. Jy gaan verander, beloof jy gaan verander, as jy byvoorbeeld Kaap toe trek. En hoekom ek so hamer op die traffic byvoorbeeld, en die geld, is want jy moet besef hoe dit jou as individu beïnvloed. Ek en Wessel het al gesprekke gehad oor finansiële besluite, wat ek my kop op 'n blok vandag sal sit en vir jou sal sê ons nie sou gehad het as ons in Bloemfontein gebly het nie. Naby aan fights, omdat die finansiële druk so groot is, en dit is hoe dit my as individu beïnvloed. Luister, ek praat van R3.8 miljoen vir 'n 3-slaapkamer woonstel. Dis waarvan ek praat. En dan hoe dit jou op 'n persoonlike vlak beïnvloed, is, maar ek is nie goed genoeg nie, want ek kan nie so 'n huis koop nie. Ek gaan dit nooit kan bereik nie. Ek moet dit en ek moet dit en ek gaan nooit dit kan nie, want ek is nie goed genoeg nie. As jy konstant in so 'n omgewing saam met jouself moet saamleef, en heeltyd goed sien wat jy nie kan bereik nie, en heeltyd sien hoe ander mense kamstig vooruitgaan, maar dit voel vir jou of jy agterbly, want jy kan net nie finansiëel en emosioneel byhou nie. That's a recipe for disaster. En ek sê dit vir jou want dit kan
eenvoudig deur net in 'n kleiner dorp te bly vermy word. Dit is nie die moeite werd nie. Dit is nie die moeite werd om met 'n minderwaardigheidskomplek te leef en te ontwikkel, net omdat jy nie met 'n leefstyl kan byhou nie. Hoe preek ek vir myself? Ja. En traffic is redelik eenvoudig, dit maak my net frustrated. Soos dit ek het nou al met dit begin deel en ek het al daai tyd gebruik soos ek vir jou gesê het, soos vir praise and worship en is 'n lekker tyd vir dit. My pa het ook vir my gesê ek moet soos en Wessel ook soos jy moet daai tyd regtig gebruik om jouself te verbeter. Weereens, verbeter net jouself, Minka, verbeter jouself. Heeltyd verbeter net jouself. Ek weet nie, ek hoop maar praise and worship verbeter ek myself, ek kan net hoop. Spiritually verbeter ek myself, ja. Maar ek luister nie na educational podcasts in die kar nie. Ek luister nie na boeke nie, dit irriteer my. Ek luister net praise and worship en dan raak ek geïrriteerd wanneer dit praat raak regtig lank, dan luister ek bietjie Machine Gun Kelly en dan kom ek geïrriteerd by die werk aan. Want ek so great. Hierdie gaan 'n great dag wees. Anyway. So al hierdie net om vir jou te sê, dis 'n persoonlikheidsding en jy gaan verander. En ek stel voor jy het 'n vriendekring hierso vooraf. Ons het byvoorbeeld hiertoe getrek want Wessel se hele familie is hier. Amper sy hele familie. Dis great. Daar's nie vir hom soos wat daar vir my is, hierdie verskriklike verlange na my maale nie. En weet jy wat die ander ding wat mense nie oor praat nie? En ek baie keer vir my moeilik is om te navigate. Want daar waar my maale is, en in daai huis waar ek groot geword het, is dit nog steeds huis? Of is die Kaap huis? Waar's my huis? Verstaan jy? Waar's my huis? As ek Bloemfontein toe gaan, sê ek gaan huis toe? Hoekom sê ek, nee, soos my huis is hier in die Kaap. Maar is hy? Ek het nie 'n antwoord nie, ek sê net vir jou, dis een van die dinge waarmee ek emosioneel byvoorbeeld sukkel. En is normaal vir jou as jy dalk weggetrek het van die huis af en dis vir jou moeilik want jy weet nie waar is jou huis nie. En deur al hierdie mooi sprankelende dingetjies van die Kaap en die loopbaanbeloftes en die geleenthede en die mooi strande, dis heeltemal irrelevant as jy nie voel dis jou huis nie. Jy moet vir jouself net die vraag vra, is jy bereid om jou huis te los? En wat beteken huis vir jou? As dit vir jou niks beteken nie, dan sure. En ek besef ook, is makliker gesê as gedaan, want jy gaan nie die impak daarvan besef, voor jy dit nie actually gedoen het nie. So as jy vir my vra, sal ek dit weer doen? Dan is die antwoord ja. Ja. As jy vir my vra, gaan ek hier nog vir 'n rukkie bly? Dan is die antwoord ook ja. As jy vir my vra, was dit goed vir my loopbaan in media, in TV, radio, podcasting, om dit te trek? Dan gaan ek vir jou sê ja. Ek het baie geleer, maar dink ek hierdie gaan my vir ewige huis wees, waar my kinders gaan skool gaan, waar ek gaan aftree? Ek weet nie. I don't know. Ek dink net ons generasie sit ook druk op onsself in terme van die besluite wat ons neem en dink dat enige besluit wat ons neem is finaal. Maar dis glad nie waar nie. Soos my vriendin Janey het nou die dag vir my gesê toe ek gestres het oor die gym, dat die gym raak vir my nou so duur. Ek weet nie of ek moet skuif nie en ek soos I don't know. Dis sê sy vir my, maar skuif net. En as jy daarvan hou by die nuwe plekkie, dan gaan hy terug. So jy kan ons teruggaan as jy wil. En is 'n redelik eenvoudige ding wat sy gesê het en ek dink sy het besef of dit noodwendig so bedoel nie, maar daar het net iets in my gedrop dat ek dink ons generasie dink so dat al ons besluite is the end all and be all. Dis regtig nie. Jy mag jou mind change en terugtrek. Dis nie embarrassing nie. Vergeet van 'n image wat jy moet uphold. As jy na my luister en jy bly in die Kaap en dit is vir jou regtig sleg en jy wil huis toe gaan, gaan huis toe. Dis vir enigiets in jou lewe. Buiten dood is niks so finaal soos jy dink dit is nie. Jy mag jou mind change. Jy mag jou opinie verander. En jy mag trek. As jy wil Kaap toe trek, doen dit. En as dit vir jou sleg is, trek terug. Ek is wel bewus van werksgeleenthede wat meer is in die Kaap. Jy kan dit maklik bewys deur net 'n baie eenvoudige LinkedIn en Indeed job search te gaan doen. Ja, daar's baie meer werksgeleenthede in die Kaap. En ek besef, ons land, ons ekonomie is op 'n plek dat dit vir mense baie belangrik is. I know, ek's ook daar. So ek verstaan die hinkering na die Kaap in terme van loopbaan.
Ek verstaan dit. Ek wil net hê jy moet voorbereid wees. En as dit nie nou vir jou brood nodig is om jou huis te los nie, moenie. Ek's nie jou therapist nie, ek's nie jou pastoor nie, ek's nie jou partner nie, jou liefdespartner nie. Ek's jou partner in life, maar nie jou liefdespartner nie. Ek's nie jou ouer nie, en ek het definitief nie die finale sê in jou lewe nie. So hê definitief eers die gesprek met die belangrike mense in jou lewe. Ek dink veral vir jonger mense. Jonger meaning soos onder 35, selfs onder 30 eerder. Is die Kaap 'n baie lekker plek om te kom explore en aan jou loopbaan te werk en nuwe ervarings op te doen en ek's vir dit. Maar die gesprek raak heeltemal anders as jy begin kyk na settle en jou lewe wil beplan vir die volgende 20 jaar. Met kinders kry byvoorbeeld. Want jy moet ook vir jouself vra, waaraan wil jy jou kind blootstel? Hoe wil jy met jou kind se vriendekring lyk? Nie dat jy vir hom gaan besluite neem nie, maar jy gaan tog, voor hy die kapasiteit het om self ordentlike besluite te neem, is jy in beheer daarvan. Hoe wil jy met daai invloede, wat moet die invloed in die kind se lewe wees? Wie moet die mense wees wat daai toddler, daai 7-jarige omring? Wat se taal moet hulle praat? Wat se geloof moet hulle wees? Hierdie is alles valid vrae. En dis glad nie diskriminerend nie. Dis 'n baie eenvoudige vraag wat enige iemand maar mag vra as dit kom by jou eie toekoms. Dit is redelik eenvoudig. Wat wil jy hê moet die invloede in jou kind se lewe wees? En daar wil jy nou bly. As jy gemaklik is met die invloede wat daar in die skole is en die tipe mense wat daar is, dan bly daar. Maar as jy nie is nie, dan trek. Weet asseblief net waarna toe jy trek. Doen genoeg navorsing oor die omgewing en hoe die kind se invloed in daai omgewing gaan lyk. Alles wel dit vra wat ouers maar mag vra. Alright, ek dink ek's nou eers klaar. Daar's baie mense wat actually baie van my gaan verskil en vir jou gaan sê jy moet in jou jongmenslewe moet jy go en jy moet explore en jy moet trek en jy moet gaan en jy moet have fun en jy moet lesse leer en jy moet foute maak en jy moet trek net, go, vlieg, go, pak jou tasse en gaan. Leef jou lewe, my kind. Weet net dit kom teen 'n koste. 'n Emosionele koste en obviously nou 'n finansiële koste. Al wat jy moet onthou. Daar's sacrifices. En jy gaan moet diep sit en dink. Is dit wat ek gaan sacrifice? Middagete saam my maale. Hierdie vriendin, hierdie vriendskap, hierdie kerkgemeenskap, hierdie gymvriendin, hierdie buddy. Ek gaan hulle hier los en ek gaan go. En ek gaan my loopbaan chase in die Kaap. Vra net vir jouself dit vir jy moeite werd. Die antwoord ja is by all means. Kom, jy moet vinnig kom want hierdie infrastruktuur soos ek gesê het in die Kaap gaan dit kan hanteer nie. Sien vir jou binnekort. Want long distance friendships, nou, ek nou vir jou sê, is moeilik. En hulle verander. En hulle verg baie meer moeite om lewendig te hou. Selfs al dink jy, nee man, ek en my vriendin, ons is super close. Ons sal vir altyd besties by, ons sal altyd chat op WhatsApp, ons sal altyd FaceTime. Baie makliker gesê as gedaan. Veral as daai jou trek permanent is. Alright, ek sien dan vir jou in die volgende episode. Ek hoop hierdie het jou nie depressed gemaak nie, right? Net soos excited om bietjie navorsing te doen oor die Kaap. Bietjie koerantberigte te lees oor wat hier aan die gang is. Net jouself te educate voor jy so groot besluit neem, is al wat ek van jou vra. Ek hoop ek sien jou nou in die volgende episode. Die volgende episode gaan ek bietjie chat met my vriendin Zagra. Sy is moslim en die van die Kaap. En ons het baie goeie vriendinne geraak. Ons gaan nie mekaar probeer convert of debate in 'n episode nie. Ek sien nie kans daarvoor noodwendig nou nie. Maar ons gaan net 'n bietjie gesels oor vrou wees. En hoe lyk dit in haar gemeenskap en hoe lyk dit in my gemeenskap? Want ek sê mos vir jou, it's all about education. En hier is 'n baie, baie groot moslim gemeenskap in die Kaap. En ek dink dit is goed as ek jou daar kan leer oor soos hoe werk dit? En hoe sien sy ons as Christene? En is daar enigstens goed waaroor ons saamstem as dit kom by vrou wees? Want ek weet ek en sy het altyd 'n groot passie en liefde vir ons mans. Ons gaan 'n bietjie daaroor chat. Maar ek sal jou op Instagram laat weet. Alright, okay, TTYL. Bye. Onthou jy kan 'n review los of 'n comment. Bye.